verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here is my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naand, dit is Sondag aand, dis Kruiskyk, dis ek en jy, ons en jy, inteendeel, vanaand, want my vrou is hier agter die kamera, en wat 'n voorreg, om met jou te kan gesels, maar baie dankie julle, wat beginne met ons, die Engels sal nou sê interact, en met ons beginne gesels, en baie dankie vir dit wat julle sê, ons uitsendings vir julle beteken, en alle eer aan die Here, ons sê dit altyd met ons, waar ons kom, this is not about us, this is about Jesus Christ, our coming King. Het gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan alles oor Jesus, ons verlosser. Nou, ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels, en eer bring eers aan die Here, dat ek by voorbaat weet wat die Here vanaand gaan doen vir iemand. Nou, ek het nou so 2 weke terug 'n voice clip opgeneem na 'n getuienis wat ons gehoor het, en daar was soveel reaksie en terugvoering met hierdie voice clip, of daardie voice clip, dat ek gevoel het, ek wil so 'n bietjie op hierdie platform met jou daaroor gesels. Nou, voordat ek vir jou gaan lees in Kolossense 2, luister ek en my vrou een aand, nou so 2 weke wat terug van hierdie uitsending is natuurlik, na 'n vrou wat baie prominent en populêr is op sosiale platform. Baie keer as jy op Facebook gaan en jy gaan op een van die reels, dan kom sy so vinnig op en sê, wait, don't scroll further, I want to pray for you. So, wacht, ek wil gou vir jou bid voordat jy verder gaan. En ek het al 'n paar keer gestop en geluister, en die pragtige gebed, en ek en my vrou sit en ons luister hierdie vrou se baie persoonlike getuienis, wat sy ook op sosiale platform vertel. Nou eerstens vertel sy van haar kinderlewe, en hoe sy groot gemaak was, en groot geword het, laat ek hier eers so stel, groot geword het, in 'n huishouding, waar haar pa egter geleer het, hoe om dwelms te gebruik, want hy was 'n dwelmslaaf, en hy het dit gebruik, en hoe dat sy op 'n baie jong ouderdom, baie jonk, reeds probleme by die skole gekry het waar sy was, en by mense oor hierdie dwelmmisbruik van haar, op 'n ouderdom van 13 jaar oud, was sy al reeds besig met dwelms. En hoe dat hulle haar wegneem van haar ouers af, maar voordat dit gebeur, beland sy op die ouderdom van 14, het sy begin om pubs en plek waar jy nou drink en goeders, hulle het haar toegelaat om in te gaan, en hoe sy reeds daar 100% 'n ateïs was, en waar sy vertel hoe dat sy met drank betrokke geraak het, en baie vreeslike dinge wat sy gedoen het, en sy was as te ware in hegtenis geneem oor 'n sekere goeders wat sy gedoen het. Hulle het haar toe, wat hulle noem, in foster care gesit, en sy het by hierdie huishouding gekom,
En beide hierdie man en vrou was bloedgewaste kinders van die Here. En sy vertel hoe sy op daardie stadium het sy, alles was swart, haar naels, haar gremering, haar oë, hulle praat hulle van die goth, en die musiek wat sy geluister het, en sy was eintlik maar, is net sowel 'n duiwel aanbidder, 'n satanis. En sy vertel, hoe dat hierdie mense vir haar gesê het, daar is 2 reëls in hierdie huis. 2 reëls. En die eerste een is, dat daar is 'n curfew, daar is 'n sekere tyd in die aand, wat jy by die huis moet wees, en die tweede reël is, jy gaan saam met ons kerk toe, solank as wat jy hier bly. Nou hoor wat sê Kolossense 2, ek gaan nou verder vertel, vers 13, en julle, wat dood was deur die misdade, en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy, saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Ek gaan nou terugkom na dit toe. En sy bly by hierdie mense, maar sy het van die eerste Sondag af dit baie duidelik deurgegee dat sy nie wil kerk toe gaan nie. Sy het alles aangetrek wat swart is en sataniese bangles en goeters. En as sy so van die boonste verdieping afgekom, dan wag die man en vrou vir haar, en het sy gehoop dat hulle vir haar sê, weet jy wat, jy kan nie kerk toe gaan as jy so lyk nie, bly eerder by die huis. En dan sê die vrou, hi, yes, ons is so bly jy's betyds, kom ons gaan op na die huis van die Here. En ergens in hierdie lewe, of in hierdie tyd wat sy daar gebly het, het sy weer, ten spyte van dit, betrokke geraak op met goeders, en daar was hofsaake wat in die toekoms naby, waar sy in hofsaake nou moes gewees het, oor goed wat sy gedoen het. En sy vertel hoe dat sy in hierdie, wat sy kerk toe gegaan het, dit nie veel aan haar verander het nie. Lang storie kort. Sy word te swanger. En hierdie vrou het 'n ontmoeting waaragtig met die Here. En sy gee haar hart en lewe vir die Here volkome. Maar die hofsaak moet nog steeds aangegaan het, en sy het 'n heftige vonnis. Sy sou lank of 'n hele ruk in die tronk sou sy gesit het. En terwyl sy in haar prokureur die goed deurgaan, en in die dag van die hofsaak vra sy, nou in Amerika praat hulle van die DA, dis nou soos die aanklaer, en sy vra vir haar prokureur, sy sê, luister, kan ek net 'n woord met die DA kry? Onthou hierdie DA is teen haar. En haar prokureur sê, wel, ek kan jou nie keer nie, maar as jy wil, dan sal ek dit vir jou reël. En in daardie gang, by die hof, kom die DA na toe, hy sê, ek hoor jy wil met my praat, en sy sê vir die DA, sy sê, ek is skuldig aan alles, aan al die aanklagte, ek is skuldig, maar ek wil net vir u vertel, dat ek het my hart en lewe volkome vir die Here gegee, ek is swanger, ek wil nie graag van my kind verwyder wees, soos wat ek van my ouers verwyderd was nie. Maar ek het my hart en lewe. Ek is nie dieselfde mens wie skuldig is teen hierdie ander klag nie, maar ek weet dat die wet sy gang moes gaan. Sy kom toe in die hofsaal in die hof, en voordat die hof begin, roep die regter haar na die bank toe, en die DA, soos ek hulle dit noem, staan daar, en hulle oorhandig vir haar 'n geel brief.
In daardie brief staan dat sy het vryskelding gekry van al die aanklagte teen haar. Natuurlijk is daar seker maar voorwaardes, maar sy kry vrystelling en sy word losgelaat sonder eintlik eers 'n hofsaak. En toe ek hierdie getuienis hoor, toe skree my hart van blydskap. Want luister, kruiskykker, ek en jy was nie, en baie is nie in 'n ander bootjie as hierdie vrou nie. Ons is skuldig. Ons verdien die dood. Ons verdien om gevonnis te word. Ons verdien om weggegooi te word. Maar Jesus kom en hy vat die skuldbrief wat teen my en teen jou is. En ek wil vir jou sê, met sy bloed trek hy 'n streep deur daardie vonnis. En dit word aan die kruis vasgenaal. Hy sê, en hy het hier dit vir my en jou lewend gemaak. Luister, kruiskykker, ek is so opgewonde as ek dink, dat alhoewel die aanklagte, en ek was skuldig, en jy was skuldig aan elke ene. En ek wil vir jou sê, vanaand, wil ek vir jou sê dat jy het rede om God te prys. Jy het rede om bly te wees. Jy het rede om te sê, dankie Here. Ek verdien nie my vryheid nie. Ek verdien nie dat my naam geskryf is in die boek van die lewe nie. Maar ek eer God dat hy my nie weggegooi het nie. En dat die skuldbrief teen my laat vaar is. En dat ek vry is. Dat ek los is. Weet jy wat, die Bybel sê op 'n plek, hy sê as die seun van God jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hierdie vrou, ek kan dit over die dogtertjie of 'n seun is wat sy gehad het nie. En vandag is al volgelinge op sosiale platform, letterlik by die miljoene wêreldwyd, oor daai wat sy so vinnig inkom, en gou so 30-40 sekondes vir jou gebed doen, en 'n vrou met 'n storie, met 'n lasbrief teen haar, met 'n vonnisoplegging ding teen haar, met 'n brief dat sy skuldig is, en omdat sy haar hart vir die Here gegee het, kry sy vryskelding van alle aanklagte. En ek is so dankbaar dat ek en jy het vryskelding gekry van al die aanklagte wat teen ons was, deur die kosbare, heilige, goddelike bloed van Jesus Christus. Ek wil vir jou sê vanaand, dat die vyand kan daaraan niks doen nie. Hy sê, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, in die besnydenis van Christus. Ons is in hom inbesny. Hy is die ware wynstok, en ek en jy is die wingerd. Daar is vir hom, laat ek dit nou sê vanaand, daar is vir hom niks onmoontlik nie. Daar is vir hom niks onmoontlik nie. En die vyand, he has got nothing on you. Hy het niks teen jou nie, want jy's vrygekoop deur die kosbare, heilige bloed van Jesus Christus, ons gesalfde verlosser, wie sy ja is, wie sy nee is. Hy is die rots van die eeuwe, hy is die leeu en die stam van Juda. Jy is nie, geen mens kon jou vrykoop nie, behalwe Jesus Christus, ons verlosser. Ek wil jou excited kry. Ek wil jou opgewonde kry. Die skuldbrief teen jou is opgeskeer. Dit is opgeskeer.
En jy kan vanaand in die gees, daar in jou sitkamer, kan jy sê, duiwel, hier is jou uitsettingsbevel in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Is daar 'n uitsettingsbevel vir die vyand. Hy het geen reg by jou nie, hy het geen reg teen jou nie, en hy kan niks teen jou uitrig nie, want jy is nou, deur daardie skuldbrief, wat weggegooi is, wat opgeskeur is jy meer as 'n oorwinnaar, deur Christus Jesus, wie ons die krag gee. My Lord, ek is so opgewonde, ek is so bly. Daar's 'n ou liedjie wat sê, en hulle gaan vir my speel hierna, the windows of heaven are open. The blessings are falling today. Oh, ja, wat geslote was, is oop. Wat toe is oopgeruk, is oopgemaak. Jy kan jou kop omhoog loop. Jy skuld geen mens niks, want jy's vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Vader, baie dankie dat ek vir hierdie kruiskyker kan bid. Wat 'n voorreg het ek om dit te kan doen. Here, ons is vry, want U het ons vrygemaak. Here, ons staan in U teenwoordigheid. Here, daar waar hierdie kyker is vanaand, wil ek bid. Here, dat hulle U sal prys. Here, opspring van blydskap. Here, omdat, Here Jesus, die skuldbrief teen hulle vernietig is, omdat dit deur die kruis vasgenaal is, en Jesus deurgebars het deur die poorte van heerlikheid. Oh, when he was on the cross, I was on his mind. Ek bid vir die kyker, dat hulle sal vashou en besef, hulle is baie meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus, vir hulle die krag gee. Amen. Luister julle, baie dankie dat jy gekyk het, dat jy ingeskakel het. Ons waardeer vir jou, hoor. Dankie vir julle feedback, julle terugvoerings. Ons waardeer vir julle, hoor. En ek wil gou vir jou sê, onthou dit, kyk julle wat daar in Somerset, daar die Kaap is. Ons is, dit is die 27ste. Ja, die 27ste Julie is ons weer daar by Kruiskyk Familiesentrum, daar in Somerset. Gaan ons daar lekker saam met julle kerk hou. Die Here seën vir julle, ons gesels weer voor hy tyd, hoor. Baie dankie dat julle geskakel het. Geniet hierdie lied en prys die Here daar by jou huis. God seën vir julle, totsiens. And great is my Father. His mercies, it never ceases. His goodness follows me always, and in His house I shall dwell forever. Of heaven are open, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. Every day I walk with Him. His blessings
pouring all over me. That's why I'm blessed today.